Vriende, goeiemôre. Dis Koffiekuier 924. Dis Dinsdag die 11de Maart. Ek wil vanmôre weer met jou gesels na aanleiding van Lukas 4 vers 1 tot 13, daardie versoeking van Jesus in die woestyn, waarby ons ook Sondag in ons erediens stilgestaan het. En ek gaan nou terwille van die tyd nie die hele gedeelte deurlees nie. Ek wil net jou aandag vestig so kortliks daar op die eerste inleidende vers 1, wat sê Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Hy het die hele tyd niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. En dan vertel Lukas vir ons die drie versoekings, wat ons nou eintlik so half verteenwoordiging van kategorieë is, kan 'n mens amper sê. Natuurlik was daar ander versoekings ook, vermoed ons, maar hierdie drie word deur Lukas genoem. Die eerste daarvan dat Jesus die klippe in brood moet verander. Die tweede, nadat die duiwel hom na die hoogte toe gevat het en al die koninkryke van die wêreld gewys het, sê vir hom, aanbid my net en ek sal vir jou al hierdie koninkryke gee. En dan die derde versoeking, wat die duiwel hom dalk in 'n verbeeldingsvlug na die tempel toe neem en dan sê spring af en gee jou engele opdrag dat hulle jou vang en nou jy sal niks oorkom nie. En elke keer dan antwoord Jesus die duiwel vanuit die woord uit met skrifgedeeltes wat sê nee, my identiteit is in my Vader geanker en dit is my eerste prioriteit, nie om verlei te word nie. En dan in vers 13 lees ons nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Nou vriende, ek gaan nou nie vanmôre oor hierdie gedeelte verskriklik baie lank met jou gesels nie. Vir my lê die vraag daarin dat, soos wat ek Sondag ook in die erediens gesê het, hoe sit ons onsself baie keer in situasies en omstandighede waar ons toelaat dat die versoekings van die lewe na ons kant toe kom? Dink vir 'n oomblik daaroor na. Ja, ons lees hier dat die Gees vir die Here Jesus in die woestyn ingelei het. Dit was 'n tyd van toets, van beproewing, van voorbereiding, wat mense amper sê, vir die taak wat hy gehad het as mens, Jesus as mens dan nou op aarde. Maar hy was natuurlik ook God, die seun van God, en daarom kon hy dit op 'n ander manier hanteer. Maar die punt is, ek en jy is dikwels in ons lewe in omstandighede wat ons eintlik voor ons siel weet nie goed is vir ons nie. Maar ons gaan willens en wetens daarin. En dan kom die versoekings na ons kant toe. En dan is ons baie keer so half verontwaardig om te sê, maar hoe kan die Here nou hierdie versoekings oor my pad toelaat? Kom ek gebruik 'n eenvoudige voorbeeld. Ek en jy is gelowiges wat weet dat die Here van ons in 'n huwelik trou verlang, dat ons met ons lewensmaats, ons huweliksmaats, dat ons hierdie pad van getrouheid saam loop. As jy nou vir een of ander geleentheid in die groot stad kom, en die geselskap waarin jy jou bevind, sê man, kom ons gaan een van hierdie plekke toe, waar die dames met minder klere aan, kom ons sê dit maar so, waar hulle nou dans. Dan weet jy mos nou jy soek moeilikheid. Dan weet jy mos nou jy's op pad na 'n verkeerde plek toe, waar die versoekings oor jou lewenspad kom. Anders gestel, as jy iemand is wat weet dat God in beheer is van jou lewe, van jou geldsaake, van jou finansies, en ek en jy vertrou hom daarvoor, maar jy kom op 'n punt waar jy dalk dink, kan ek nie maar so iewers 'n vinnige geldjie maak nie? En jy gaan na 'n casino toe om te gaan dobbel, om te kyk, kan ek nie maar op hierdie manier my geld maak nie? En so gooi jy, ek weet eers hoe werk die goeders nou nie, die een na die ander in, en dit raak al minder en verloor, dan kan jy ons nou nie sê, die Here het my toegelaat dat ek versoek word nie. Jy het 'n keuse gemaak. Ek kan 'n klomp sulke voorbeelde opnoem, vriende. As jy nie kan swem nie, en ek bedoel, ons vir die kalahari kom oor die algemeen kan nie regtig swem nie. As jy nie oordentlik kan swem nie, maar jy gaan nou hier in Kleinmond na die strand toe, en jy gaan swem in die see, en jy gaan te diep in, want hier's 'n lekker riptide, soos die Engelse praat, dan kan jy mos nie sê, maar hoekom het ek in hierdie versoeking gekom, hoekom is, nou gaan ek verdrink. Jy het op 'n plek gewees, waar jy weet, jy nie moes nie. Kan ek nog 'n voorbeeld noem? As jy nou op 'n sekere ouderdom kom en jou liggaamskragte is nie meer wat dit moet wees nie,
gaan dit verantwoordelik wees van my en jou om stoksiel alleen hier in die Kogelberge op te klim, verby die 3 susters te probeer kom, terwyl jy voor jou siel weet, jou gesondheid, jou liggaam, jou fiksheid, laat dit nie toe nie. Dan is dit mos jy wat 'n dom besluit gemaak het. Nou, hoekom sê ek hierdie goed, vriende, vir julle? Ek dink baie keer, en ek het dit Sondag ook in die erediens gesê, maak ons as mense dom besluite, en dan wil ons so half ons skouer optrek en sê, maar, jy weet, die duiwel het my nou versoeking gelei. Ons wat gelowiges is, ons wat se identiteit in Christus geanker is, weet ons wat is reg en verkeerd. Ons weet ons wat is goed en sleg. So, hoekom gaan jy jouself in omstandighede inbewaag waar jy weet dit nie goed is vir jou nie? Ek het Sondag in die erediens die voorbeeld gebruik van, as jy diabetes, moet nou nie in 'n sjokoladefabriek gaan werk nie. Ek wil die versoeking gaan heeltyd wees om dalk daar 'n happie te vat, alhoewel ek dink die ouens is dalk so keelvol vir sjokolade sal daarmee. Punt is net, ons moet ons nie toelaat om in situasies te kom waar ons weet dit nie vir ons goed gaan wees nie. Want deel van dit wat die Here Jesus hier doen, is om telkens nie, soos wat ek Sondag te probeer sê het, nie met 'n towerformule van 'n Bybelversie aanhaal vir die duiwel te probeer wegjaag nie, maar om eintlik sy eie identiteit in God te bevestig. Om te sê, kinders van God, volgelinge van God, werk anders. Hulle gee nie toe aan die versoeking van, maak gou hierso klippe en brood nie. Hulle gee nie toe om iemand anders te aanbid as net die Vader nie. Hulle is nie daarop ingestel om hulle vermoëns te misbruik en mag terwille van 'n stuk aanskou nie. Gelowiges, kinders van God, weet wie God is en daarom wie ons is. En daarom kan ons vir die duiwel sê, los my uit. Ek gaan nie saam met julle pad loop hê. Ja, dit is so, daar is magte. Natuurlik is die bose 'n realiteit. Ek het dit al baie keer gesê, by geleentheid, die ouens blykbaar vir Karel Barth by 'n simposium, 'n seminaarding gevra, wat dink hy van die duiwel? En toe het hy gesê, die bose bestaan, maar Christus het hom oorwin, en toe het hy vir 'n halfuur oor Christus se oorwinning gepraat. En ek dink, vriende, dis die ingesteldheid wat ons moet hê. Moenie die duiwel agter elke bos gaan soek, jy gaan hom kry daar. Maar as ek en jy leef vanuit hierdie identiteit van Christus as oorwinnaar, dan gaan ons die versoekings wat oor ons lewenspad kom, beslis so bietjie beter hanteer. Nie omdat ons dit so oulik is nie, maar omdat ons weet wie God is, wat ons eintlik vooruitloop en sê, kom saam met my, ek sal hierdie pad saam met jou loop. Ek hoop dit help jou so 'n bietjie om na te dink ook oor hierdie ding van die bose, die werking van die bose in ons lewens, maar belangriker, God het hom reeds oorwin. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons kan weet dat U die Satan oorwin het, dat U met U kruisdood en die opstanding hom finaal verslaan het. Ja, dat hy nog soos 'n brullende leeu rondloop, sê die woord vir ons, en dat hy soek wie kan hy bykom, maar eintlik weet hy, daar is geen uitkomkans vir hom nie, want U is die koning van die heelal. En daarom ook wil ons bid, Heilige Gees, dat U ons sal help om vanuit hierdie koningskap, hierdie oorwinnaarskap van U te leef elke dag. Dat ons as gelowiges ook ons identiteit in Christus, wie God ons gemaak het, dat ons daarin sal anker, en dat ons nie sal toelaat dat ons in situasies, omstandighede kom, waar die versoekings van die lewe dalk na ons kant toe kom nie. Maar dat ons juist die keuse sal maak wat pas by 'n gelowige kind van U. Dankie dat ons U kan vertrou daarvoor. Wil U in hierdie week ook met ons wees, en alles wat ons besig gaan wees mee, Here, mag dit net wees, tot eer van U naam en tot opbou van U koninkryk. Dit bid ons, Here Jesus, omdat U die bose reeds oorwin het in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike week. Dit gaan 'n lekker bedrywige week by ons wees. Vrydagoggend gesels ek met jou so oor ons volgende teksgedeelte. Maar geniet jou week, geniet jou koffie, mooi loop en bly weg van die plekke wat jy weet
jy dalk in die versoeking kan kom. Ons gesels weer. Mooi loop.